Genesis 29, vanaf vers 31, regdeur tot Genesis 30, vers 24, 'n gedeelte in die geskiedenis van Jakob, en daar is die tema vir die prediking ook, en die tema vir preke sal seker in die volgende 5 of 6 of 8 weke, ek weet nie hoe lank nie, gaan oor Jakob se familie, en hoe dat hulle eintlik maar net 'n gewone en 'n ordinêre familie was, en wat eintlik vir ons samelewing 'n soort van 'n veragterlike familie sou wees. Vanoggend dan Genesis 29, ons sal lees vanaf vers 31 regdeur tot en met Genesis 30 vers 24, en dit is op bladsy 39 in die Ou Testament, in die Bybel wat ek hier van die kansel afgebruik. Voordat ons hierdie gedeelte lees in die woord van die Here, ons bid eers saam. Almagtige Hemelvader, dankie dat ons hier by mekaar kan wees, en dankie dat ons kan buig in aanbidding voor U as die drie-enige God, as die lewende God, die skepper van hemel en aarde. Dankie Here dat ons ook kan bely dat U die barmhartige God is, dat U voorsien ook in dit wat ons as U kinders nodig het. En daarom bid ek dat U ook vanoggend deur U Heilige Gees sal voorsien, en dat U ons harte sal oopmaak, en dat U genade ons harte sal oorspoel, en ons harte sal deurweek, wanneer ons na U woord luister. Dat ons dit sal inneem, Here, en dat ons sal leer wat U reg en wat U verkeerd is. En dat ons dit sal toepas met onderskeidingsvermoë in elkeen van ons lewens. En dit bid ek in Jesus se naam alleen. Amen. Goed, jy sal sien, Jakob, Lea en Rachel en Bilha en Silpa is karakters, en dan die seuns wat gebore word is waarvan hier verhaal word, en miskien soos wat ons lees of soos wat ek later verduidelik, gaan U iewerster assosieer met een of twee of dan die verhaal wat vir ons hier vertel word. 29, Genesis 29 vanaf vers 31, en toe die Here sien dat Lea die nie geliefde was, het hy haar skoot geopen, maar Rachel was onvrugbaar. En Lea het bevrug geword en 'n seun gebaar en hom Reuben genoem, want sy het gesê, gewis, die Here het my ellende aangesien, want nou sal my man my lief hê. En sy het weer bevrug geword en 'n seun gebaar en gesê, gewis, die Here het gehoor dat ek die nie geliefde is, en my hierdie een ook gegee, en sy het hom Simeon genoem. En sy het weer bevrug geword en sy het 'n seun gebaar en gesê, nou eintlik sal my man aan my geheg wees, omdat ek vir hom 3 seuns gebaar het. Daarom het sy hom Levi genoem. En sy het weer bevrug geword en 'n seun gebaar en gesê, die keer sal ek die Here loof. Daarom het sy hom Juda genoem. En sy het opgehou met baar. En toe Rachel sien dat sy vir Jakob geen kinders baar nie, het Rachel jaloers geword op haar suster. En sy het aan Jakob gesê, geef vir my kinders, anders sterf ek. Toe het Jakob kwaad geword vir Rachel en gevra, is ek dan in die plek van God, wat die vrug van die skoot aan jou onthou het? En sy antwoord, daar's my slavin Bilha, gaan my haar in, dat sy op my knieë kan baar, en ek ook uit haar gebou kan word.
Daarom het sy aan hom haar slavin Bilha as vrou gegee. En Jakob het by haar ingegaan. En Bilha het swanger geword en vir Jakob 'n seun gebaar. Toe sê Rachel, God het aan my reg verskaf en my ook veroor en my 'n seun gegee. Daarom het sy hom Dan genoem. En Bilha, die slavin van Rachel, het weer bevrug geword en vir Jakob 'n tweede seun gebaar. Toe sê Rachel, ek het bo menslike worstelinge met my suster geworstel en ook oorwin. En sy het hom Naftali genoem. En toe Lea sien dat sy opgehou het met baar, neem sy haar slavin Silpa en gee haar aan Jakob as vrou. En Silpa, die slavin van Lea, het vir Jakob 'n seun gebaar. Toe sê Lea, gelukkig, en sy het hom Gad genoem. Daarna het Silpa, die slavin van Lea, vir Jakob 'n tweede seun gebaar. Toe sê Lea, ek gelukkige, want die dogter sal my gelukkig prys. En sy het hom Aser genoem. En Reuben, die oudste enetjie, Reuben het in die dae van die koringoes in die veld liefdesappels gevind en die na sy moeder Lea gebring. Toe sê Rachel vir Lea, gee my tog van jou seun se liefdesappels. Maar sy antwoord haar, is dit nie genoeg dat jy my man geneem het nie, dat jy ook my seun se liefdesappels wil neem? En Rachel sê, daarom mag hy vir jou seun se liefdesappels, dis nou Jakob, mag hy vir jou seun se liefdesappels vannag by jou slaap. Toe Jakob die aand uit die veld kom, gaan Lea hom tegemoet met die woorde, jy moet na my kom, want ek het jou eerlik gehuur, 'n sagte woord, eerlik gehuur, vir my seun se liefdesappels. En hy het die nag, het hy by haar geslaap. En God het Lea verhoor, en sy het bevrug geword, en vir Jakob 'n 5de seun gebaar. Toe sê Lea, God het my loon gegee, omdat ek my slavin aan my man gegee. En sy het hom Isaskar genoem. En Lea het weer bevrug geword, en vir Jakob 'n 6de seun gebaar. Toe sê Lea, God het my 'n mooi geskenk gegee, nou sal my man eindelik by my woon, want ek het vir hom 6 seuns gebaar. En sy het hom Sibelon genoem. En daarna het sy 'n dogter gebaar en haar Dina genoem. En God het aan Rachel gedink en God het haar verhoor en haar skoot geopen en sy het bevrug geword en 'n seun gebaar. Toe sê sy, God het my smaad weggeneem. En sy het hom Josef genoem en gesê, mag die Here vir my 'n ander seun daar byvoeg. Goed, ons lees dan net tot sover. Genesis 29 vers 31 is ons teksvers vir die prediking. Dit kon baie ander verse ook gewees het, maar vers 31 sê, en toe die Here sien dat Lea die nie geliefde was, het hy haar skoot geopen, maar Rachel was onvrugbaar. Broers en susters, mag die woord van die Here geseënd wees, dit wat ons gelees het in elke van ons harte. Het is 'n moeilike stuk, waaroor party van ons nie eers lees nie, of party van ons vinnig lees, want dit is nogal intimiderend, veral as jou kindertjies by jou is, en jy moet later verduidelik, wat beteken dit, en wat beteken dit, en hoekom sê die Bybel so, en al daardie klas, of daardie soort van dinge. Maar om net iets hieroor te sê in kort, ek moet heel eers sê, as hierdie storie, of hierdie verhaal, as dit 'n storie
'n sepie op TV was, dan sou ek nie toegelaat het dat my kinders daarna kyk nie. Ek sou gemeen het dat ek hulle nie kan blootstel om na so 'n storie op TV te kyk nie. En nou is dit in die Bybel, en ons sien hier hoe die sonde van die mens uitspeel. Sonde soos begeerte, afguns, wedywer. En dit wys veral hoe die mens geneig is om 'n verkeerde trooster te soek, of om op die verkeerde plek 'n trooster te soek. Dit wys ook vir ons hoe dat ons sonde die mense rondom ons beïnvloed. En hoe dat die seer wat hierdie sonde maak, dikwels oordra op ons kinders. Hierdie gedeelte, broers en susters, spel weer duidelik uit hoe dat God se skepingsorde belangrik is. En wanneer die mens van die Here se orde afwyk, dit dikwels baie ellende en selfs chaos veroorsaak. Hoe dat dit 'n verwronge samelewing skep, 'n hele pot vol sondes wat omval en die nageslag, ons nageslag ook, oorspoel. Jakob het meer as een vrou. En daar word nog meer vir hom aangebied. Terwyl die Here vir Adam een vrou as hulp geskaap het. En met tyd het God se skepingsorde nie meer vir die samelewing saak gemaak nie. En mans het vir hulle meer as een vrou gevat, wat uitgeloop het op wat ons onder andere vanoggend gelees het, op hierdie stukkie chaos, waarvan die Bybel hier vertel. En sulke dinge gebeur nog steeds in hedendaagse tye. God se skepingsorde word verdraai en stelselmatig word dit die aanvaarde norm in 'n samelewing. Mense dink en glo, ons kinders dink en glo, dit moet maar so wees, terwyl God dit anders bedoel het. Ek hoef seker nie voorbeelde te doen van die vrou in die amp nie, van kerke wat 'n man met 'n man wil laat trou, of 'n vrou met 'n vrou in die huwelik wil bevestig nie. Myns insiens niks anders as laster teen God se woord en teen sy skepingsorde nie. Maar dit is nie net God se verdraaide skepingsorde wat aanvaarde word in 'n samelewing nie. Enige sonde kan en word aan die volgende geslag oorgedra en dalk weer aan die volgende geslag oorgedra. Abraham, wat Jakob se oupa was, Abraham het gelieg oor sy vrou en sy seun Isak, Jakob se pa, het min of meer dieselfde gedoen. En ons weet uit die Bybelse geskiedenis, Jakob is ook nie onskuldig nie. Jakob was 'n bedrieger. In Engels sal hulle sê, hy was 'n twister. Hy bedrieg sy pa om die seun te kry wat sy broer moes kry. En ek dink nie ons moet vanoggend eers probeer om vir Jakob te verdedig nie. Die kort en die lank is, Jakob was 'n twister. En daaroor was sy broer Esau bruisend kwaad. Hy wou hom doodmaak. Jakob moes vlug vir sy lewe. En ons weet ook, nog boonop in hierdie hele bedriegery, het sy ma hom gehelp. Het sy ma hom beskerm.
En miskien kan ons ook vanoggend vir mekaar sê, wat is seker maar dinge wat 'n ma vir haar kind sal doen. Maar die vraag is, was sy reg om saam met haar kind hierdie kwaad te doen? Die Bybel sê nee. Jy moet jou kind leer van God se reg en verkeerd. Maar nietemin Jakob vlug vir sy lewe en hy het homself waarskynlik, hoor ek sê waarskynlik, want die Bybel sê nie so direk nie, het homself waarskynlik verwyd oor dit wat hy gedoen het. Want met hierdie vlug, hierdie reis wat oor dae gestrek het hy baie tyd gehad om te dink, so terwyl hy reis. Ek dink Jakob het ook verwerping ervaar. En hy soek rus vir sy siel. Maar hy gaan soek vir troos by Laban. En daar maak hy ook vir hom 'n trooster by mekaar in Laban se dogter Rachel. En dit gaan my broer en suster, nadat die Here hom reeds getroos het, want op pad, in hierdie vlug van hom na Laban toe, het die Here in die nag terwyl hy geslaap het, aan hom verskyn, en die Here het daar vir hom troosbeloftes gegee. Ons het dit vanoggend gelees, dit is in hoofstuk 28, maar net 'n kort stukkie, daar staan, die Here sê vir hom, die land waar jy op lê en slaap, sal ek aan jou nageslag gee. Iets meer as 'n belofte ingesluit. Ten minste 2, van nie net land, grond wat hy sal kry nie, maar hy hoor ook van 'n nageslag, al het hy nog nie eens 'n vrou nie. En jou nageslag sal wees soos die stof van die aarde. En dan sê die Here vir hom, kyk, ek is met jou. Ek sal jou bewaar oral waar jy gaan. Ek sal jou terugbring na hierdie land, want ek sal jou nie verlaat. Ja, soek troos in Rachel. En ongelukkig, weet ons ook in die geskiedenis, word die bedrieger die bedriegde. En hy kry vir Lea, Rachel se suster, as 'n vrou. Maar hy is so versoek op Rachel, dat hy eintlik blind was vir wat hier aan die gebeure was. Dat hy soort van gesê het, ek moet haar hê. Sy gaan my waardig laat voel. Sy gaan my troos. En so gebeur dit, dat Jakob met 2 vroue sit, terwyl hy eintlik nie vir Lea wou gehad het nie. Jakob het haar verwerp, of het haar verstoot, kan ons sê, sodat sy ook hartseer gehad het, en aanvaarde troos begin soek het in kinders. Wat sy gemeen het, wat vir haar vastigheid kon gee. Sy soek troos in haar man, want toe haar eerste seun, die oudste Reuben, gebore is, sê sy, baie duidelik, gewis, die Here het my ellende aangesien, want nou sal my man my lief hê. En Lea het nog 'n seun gehad, Simeon, en sy sê, gewis, die Here het gehoor dat ek die nie geliefde is, en my hierdie een ook gegee. En Lea het 'n 3de seun gehad, Levi, en gesê, nou eindelik sal my man aan my geheg wees. Rachel, broers en susters, het ons gelees, wel, sê ek nou, sommer vir die, wat was maar net dieselfde, soekend na 'n trooster, en sy soek dit ook in kinders. Ons het gelees hoe sy vir Jakob verwyd, sy sê, gee my ook kinders, anders sterf ek. En Jakob sê, as ek God
dat ek aan jou kan kinders gee. Jakob pak eintlik die skuld op die Here nie waar. Maar die vernuftige ou Rachel maak 'n ander plan. Sy kom met 'n ander vrou, haar slavin Bilha. Jakob moet 'n kind by haar hê, dan sal die kind Rachel se wees. En Bilha het sommer 2 kinders op so 'n manier gaan. En Rachel het gesê, ons het dit gelees, ek het bo menslike worstelinge met my suster geworstel. En wat sê sy? En ook oorwin. Ek het gewen. En wat gebeur met Lea, toe sy sien wat gebeur, wat hier aan die gang is ek seker het Lea vir haarself gesê, dis 'n plan, ek gaan dit ook doen. Sien, hier is 'n wedyvering aan die gang. En ek dink dit was meer van 'n geveg, as Rachel praat van oorwin, ek het gewen. Ek dink die jongeres sal praat van 'n catfight. Ja. Lea bring vir Jakob nog 'n vrou, haar slavin Silpa, sodat sy kon kinders hê, sommer ook 2 seuns. En hier is 'n wending in die verhaal, wat ons moet raak sien. Van hierdie oudste seun van Lea. Want asof dit nie alles nie, kry hierdie seentjie, sommer nog 'n jong seentjie wat hy was, tel hy liefdesappels in die veld op. En hy bring dit vir sy ma. Nou die geleerdes, broers, ek ken nie daai ding nie. Miskien ken die ouer, is hier onder ons te ken dit. Ek ken nie daai ding nie. Die geleerdes sê, liefdesappels se ander naam is alruim. En die beskrywing daarvan, met respek, groot respek, sê ek dit, 'n narkotiese plant met erotiese waarde. Onthou julle koöperatiestories? Ja. Wat destyds ook op TV was, die ou wat die sjokolade gedokter het, en toe vreet die vark dit op, en die vark het al agter hierdie ou aangeloop. Dis wat hier aan die gang is. Dis wat hier aangaan. Dis wat hierdie vrou se plan is. Jakob word hier onder hierdie vroue uitgeveil vir 'n mandjie liefdesappels. Net soos wat hy sy broer Esau sy eersgeboortereg vir 'n bootjie lensies opgekoop het. So koop Lea hom vir 'n skotteltjie liefdesappels. Jakob en Lea en Rachel is al 3 op soek na rus vir hulle siele. Hulle is getrooster in mekaar en hulle gaan tot uiterstes toe om daarby uit te kom. Hoe hartseer is dit? Maar goed, wat leer ons hieruit? Wel, ek dink ons het al baie dinge hieruit geleer, of uit hierdie gedeelte geleer. Maar ek dink tog iets wat uitstaan, is sekerlik dat Jakob nie vas bly staan het op die Here se beloftes. Die Here troos hom met beloftes. Lang jare van tevore troos die Here hom met beloftes vir die toekoms. Maar hy gaan soek nog steeds 'n ander trooster in die hier en nou. Wat leer ons nog? Miskien moet ek so vra. Dink jy ons sou so 'n gesin hier in die gemeente wou hê? Ek bedoel, terugsaak
voetigsaak. Vrouens en nog vrouens wat mekaar se oë wil uitkrap, en liefdesappels en al sulke goede. Wat sê jy gesê het, as dit jou bure was? As hulle langs jou gebly het, dat se kinderstories sou daar uitgekom het. Dan weet jy hoor Lea is alweer swanger. Jy hoor Jakob het sy bediende vir 'n vrou gevang. En jou vraag het hoekom die klein seentjie daar met 'n skotteltjie liefdesappels en toe gaan dit eers lekker. Dis waarskynlik wat sou gebeur. Ek is oortuig daarvan, veragtelik sou ons sê. Maar vir die Here werk dit nie so nie, broer en suster. Vir God werk dit nie so. Hy staan op sy beloftes, en elke een van sy beloftes word waar. Hierdie word die verbondsvolk Israel. Hierdie word die stamvaders van die 12 stamme van Israel. En as ons nog verder kan gaan uit Lea, hierdie nie geliefde, word Juda gebore, die 4de seun, word Juda gebore. En uit Juda word Dawid gebore. En uiteindelik word die Messias uit hierdie geslag gebore. Die Here se genade is so groot, dat sonde en begeertes en wetyvering en afguns nie in die pad van sy verlossingsplan vir die mensdom staan nie. Die bedriegery van mense, die kwaad wat mense doen, die sonde wat mense doen, kan nie die genade van die Here laat wegraak nie, of wegdryf nie. Ja, ons moet nie 'n fout maak nie. Jakob en sy gesin moes nog steeds die pad van heiligmaking stap, wat nie lekker was nie, wat baie jare se ellende en swaar kry was, en eintlik nadat Josef, Jakob se liefdeskind, ook gelouter en geheilig is, kon hy eers sê, om lewens te behou, het God my voor julle uitgestuur. Kon hy eers sê, julle my broers het wel kwaad teen my bedink, maar God het dit ten goeie gedink. God se genade is groter as die mens se sonde. En daarom kan hy ons trooster wees. Daarom kan Jesus ons enigste troos in lewe en in sterwe wees. Dis net Jesus wat kan rus gee vir die siel, wat die seer hier diep in 'n mens se hart gesond kan maak. Die diepe besef dat hy verag, hy wat Jesus is, verag en verwerp is, sodat ons nooit deur God verlaat sal word nie. Maak 'n mens sagmoedig en nederig van hart. Ons staan almal voor God as sondaar mense. En ek dink juist weens ons sonde is ons self eintlik veragtelik. Maar hy is ook besig met elkeen van ons, in genade besig om met elkeen van ons te werk. Om elkeen van ons meer en meer soos Jesus te maak. Om ons heilig te maak. Want ons Here Jesus betaal nie 'n prys met liefdesappels nie. Hy het jou so lief gehad, dat hy met sy lewe vir jou lewe betaal het. Niks kan ons skei van die liefde van God. Amen. Ons bid saam. Here, ons kan maar net diep voor U buig. Wanneer ons sien hoe ver en hoe wyd
dat niks in u pad staan van u liefde vir ons. En ek bid, Here, dat u dit elke dag meer en meer in elkeen van ons harte sal openbaar, sodat ons meer en meer heilig kan word en meer soos Jesus kan word. Dat ons u daarin ook sal eer en sal verheerlik. Maar Here, hier tussenin is dinge party vir ons so swaar en moeilik. Die loutering groei in ons geloofslewens wat met swaar kry kom. Daarom bid ek dat u vir ons die sekerheid in ons harte sal gee, dat die beloftes ook vir ons geld. Dat u elke tree van die pad met ons is en dat u ons nooit sal verlaat nie. Ongeag van hoe dit chaoties lyk in die wêreld daar buite. En wat se bekommernisse en uitdagings daar vir ons is, wat se vrese daar vir ons mag wees. Daarom bid ek ook vanoggend met vrymoedigheid vir hulle wat siek is, Here, en wat beproef word deur siekte en hulle wat deur die beproewing van die dood van 'n geliefde gaan. En allerhande ander beproewings wat ons vanoggend voor u kan kom neersit. Want u weet, Here, hoe ons harte lyk. En gee vir ons die onderskeidingsvermoë dat wanneer ons miskien 'n ander trooster in ons lewens soek, dat ons net weer en weer by Jesus sal uitkom, wat ons enigste troos in lewe en in sterwe is. En ek bid dat u ons sal seën. En dat u ook met ons sal wees in hierdie week wat voorlê. Dat ons werke ook sal praat daarvan, dat ons soos Jesus wil wees. Ons woorde, ons gedagtes. Dat ons, Here, in 'n donker wêreld daar buite die lig van Jesus sal laat skyn en dat ons sout vir hierdie bedorwe wêreld sal wees. Maak ons werke goed in u oë. Maak ons pad gelyk, sodat ons daardie pad met dankbaarheid sal stap. Dankie dat u ons vanoggend geleer het uit 'n familie wat eintlik vir ons veragtelik klink. Ek bid hierdie dinge in ons koning, ons skepper, ons verlosser se heilige naam alleen, ons Here Jesus Christus alleen. Amen.